Shabbat Shalom aan elkeen van julle. Ek groet julle in die wonderlike naam van Yeshua, ons Messias, of Jesus Christus soos ons dit ken. Dit is 'n absolute voorreg vir my om vandag weer saam met jou te mag kuier en dit op hierdie pragtige manier om die woord van die Here met jou te kan deel. En ja, op hierdie mooi dag, die dag wat die Here gemaak het, wat hy afgesonder het vir ons spesiaal, om die werk en die goeders bietjie een kant toe te skuif, die wêreld een kant toe te skuif, en weer bietjie tyd te maak vir ons Here. Ek hoop dat jy ook dit so doen, dat jy tyd maak vir jou Skepper. Ek weet dit, as ou maandag bid, ja, die Here hoor en hy luister, en ek weet elke ander dag dan hoor hy en hy luister, maar omdat ons werk en omdat ons 'n besige lewenstyl het, is dit nodig dat ons 'n dag heeltemal eenkant sit vir die Here, en die Here het hierdie dag, van die begin van eeue af, het hy vir ons eenkant gesit, 'n spesiale dag. So kom ons geniet dit, kom ons geniet die woord. Ek gaan vanoggend poog om 'n ding te doen wat vir my bietjie moeilik is. Nie dat die preek vir my moeilik is nie, dis vir my maklik, maar ek het inspirasie gekry op 'n hele ander plek en op 'n hele ander manier, en ek wil graag dit vanoggend met jou deel. Ek het so 'n bietjie daaroor gesels met vriende en familie en met Natasha gesels, en ek gaan vir jou solank die tema van my boodskap gee, en dan sit jy solank en dink aan waar kan dit pas. Hy sê daarso, maak my 'n eiland, ek is u sinne. Maar voordat ons begin, kom ek en jy bid jy saam. Abba Vader, baie dankie vir hierdie dag, dankie vir die Sabbatdag, Here, dankie vir elke dag wat u gemaak het, Here, dankie vir elke sekonde en elke uur, Here, dankie dat u ons ken, Here, dankie dat daar niks is wat ons kan wegsteek voor u nie, Here, en daarom wil ons op hierdie dag ons harte kom oopgooi, en sê, Here, daar waar daar foute is, daar waar daar hindernisse is, daar waar daar dinge is waaroor ons skaam is, Here, wil ons aan u kom bely, en sê, Here, vergewe ons, en bevry ons, en bring ons nader aan u, Here. Dring deur tot ons verstand en ons gedagtes, Here. Here, sodat ons weer met gees, siel en liggaam in totale oorgawe aan u kan kom leef, en u kan dien met alles wat in ons is. Ons eer en ons prys u daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou geliefdes, ja, hierdie tema kom uit 'n liedjie uit, en ek gaan hom nou vir jou sê, laat ek hom vir jou daar opsit, ek hoop julle kan hom daar bo sien. Make Me an Island, is 'n liedjie deur Joe Dolan gesing. Die Ierse sanger Joe Dolan het hierdie sang eers gesing op die 9de Mei 1969. Nou ek wil vir jou sê dat hierdie liedjie sekerlik in elke Cortina gespeel het hier in Suid-Afrika, of elke Mazda 323 of wat ook al jy gery het, daai stadium, het jy hierdie song gehoor as mense verbyry, Make Me an Island, I'm Yours. Verskriklike interessante liedjie, en ek het nou die dag weer na hierdie liedjie geluister, en ek het besef dat daar iets anders dan in hierdie liedjie is, wat my terugbring na 'n geestelike perspektief toe. En daarom sê ek dan nou so in my tema, my verstaan van hierdie lied. Nou, ek dink, wel ek weet, is 'n groep van hier van die Oosrand, of wel hier in Suid-Afrika, Back to Basic, hulle sing nogal hierdie wêreldsliedjies wat hulle vat, en dan sit hulle 'n geestelike konnotasie tot dit, en dan sing hulle hierdie liedjie vir 'n mens. Nou ja, daar's baie mense wat baie krities oor dit is, en wat sê dit kan nie gedoen word nie, en dit moenie gedoen word nie, en ek dink dit is maar vir elkeen om te besluit wat vir hom reg of wat vir hom verkeerd is. As jy voel dit moenie gedoen word nie, dan is jy sekerlik reg in jou oortuiging. Ek is nie hier om jou van enigiets anders te oortuig nie, maar net iets met jou te deel. Nou so ja, ek weet, Back to Basic, dat ek net 'n bietjie water hier vat, ek voel al klaar dors, en ek het nog nie eens begin gesels nie. Sê. Ek weet elkeen moet maar vat in die lewe wat hulle graag wil hê. Hier gaan ons, ek gaan gou hierdie liedjie afbreek. Die eerste ding wat ek kon raak sien in hierdie liedjie is 'n veranderde lewe. Nou gaan jy daaraan, ek het nou die lirieke van hierdie liedjie uitgetik, soos wat hy opgeteken is, en hy sê hier die volgende: But I'm changed, rearranged, I am enlightened, and how you have caught me, you have taught me, and I am different now. Nou ja, ek wil nie sê dat die Here ons uitvang nie, maar die Here het ons gevang, terwyl ons besig was om te val, terwyl ons in sonde geleef het, terwyl ons besig was om te val na die hel toe,
Want dit is inderdaad wat besig is om te gebeur as jy nog nie tot bekering toe gekom het nie, want daar is 2 adresse vir jou opgeteken. Daar is 'n adres in die hemel en daar is 'n adres in die hel. En dit is jou keuse wat adres jy op jouself skryf. Waarheen gaan jy gaan hierna? Nou hoe sê ek 'n veranderde lewe? Hy sê die volgende, 2 Korintiërs 5 sê die volgende skrifgedeelte. Hy sê daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Kan ons nie 'n amen op daai ene kry om te sê, ja Here, dankie dat ek nuut gemaak is deur Jesus Christus. Die ou dinge het verbygegaan. Ek is 'n nuwe skepsel. Ek kan nou leef vir die geregtigheid van die Here. So dit is wat ek raak gehoor het in hierdie liedjie. Ja, you quoting me. Nie dat hy ons uitvang met snaakse goedjies nie, maar hy het my gevang. Hy het my gevang terwyl ek besig was om te val in sonde. Het hy my gevang, hy het my verander en ek is nou different. Ek is veranderster. Die volgende ene, 'n afgesonderde lewe. Dit is wat ek binne in hierdie liedjie sien. Nou waar sien ek dit raak? En hy sê daarso, take me, break me and make me an island, I am yours. Take me, break me. En is dit nie hoe die Here met ons werk nie? Is dit nie hoe die Here in ons harte werk nie? Romeine 12, en ek het hierdie skrifgedeelte al soveel keer vir julle gekwoteer. Julle moes al geweet het, dat is al 'n standaard by my. Ekskuus tog. En hy sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. Ja, die Here kom en hy breek ons af. Hy breek af die dinge wat van die wêreld is. Hy breek die gedagtes wat ons opgebou het as skanse teen hom. Jy weet, ons bou ons idees op in ons lewens en ek dink die bose help ons baie keer om gedagtes op te bou en daardie gedagtes maak ons gees verstop of geblok, sodat die Here waar hy wil inkom en ons wil verander, is ons geblokkeer deur gedagtes en idees. En ek wil vir jou sê, daar's baie dinge wat ook tans in die kerke is, wat die totale toegang van God, van die gees van God blokkeer. En ek wil nie sê, hierdie kerk, daardie kerk nie, julle weet al dat ek nie hier is om kerk aan te val nie. Ek val aan wat verkeerd is. Ek wil mense terugbring om die Here in gees en in waarheid te aanbid, om weer 'n liefde vir die Here te hê, om weer opgewonde in hulle hart te wees en te sê, hierdie is 'n dag wat deur God gemaak is. Ek is meer as oorwinnaar deur Jesus Christus wat in en deur my en saam met my leef. Ek vat sy hand, hy lei my in elke dag in. So Romeine 12 vers 2, 'n standaard praktyk vir enige Christen, om te gaan sê, ek word nie aan hierdie wêreld gelykvorm nie, maar waar ek word verander deur die vernuwing van my gemoed. Hoe doen ek dit? Deur in Christus te leef, om die Bybel te ondersoek, om tyd in te ruim, om met die Here op hierdie heerlike dag saam te wees, om tyd te maak, om saam met die Here in die binnekamer in te gaan en te sê, Here, ek roep U aan. Ek het net nou so 'n kort stukkie gekyk van Pentekost en wat is dit? Uitstorting van die Heilige Gees, Pinksterfees, en ek het weer eens gesien hoe volmaak God dinge gemaak het. Die hele skrif, die hele Bybel, hier is my Bybel, hy is by my, die hele skrif, hier is ongelukkig nou nie plek hier om hom neer te sit nie, hierdie hele skrif is deur God ingegee. Nie 'n porsie daarvan nie, nie net 'n gedeelte daarvan nie. Ek kan vir jou sê dat daar baie gelowe is wat 'n klein porsie vat en daarop bou hulle die hele evangelie wat hulle graag wil hê, dit wat hulle graag wil hoor. Daar waar die duiwel jou reeds verstop het, in jou gees en jou verstand, het hy jou net daai klein porsie gegee. Die hele skrif. Ek sien weer hoe die Here vir Moses geroep het om die berg op te gaan. En ja, daar kry hy die 2 kliptafels met die 10 gebooie op. En die fees van Shavuot word gevier. En ons sien hoe dit inskakel by Pinksterfees. Dat in daardie bovertrek het vuur weer afgekom. En wat gedoen? Die mense verdeel. En die kliptafels op hulle harte kom vasbrand. Julle kan maar Hebreërs gaan lees. Dit staan daar, so opgeskryf. Maar nou ja, kom ons gaan terug na waarmee ons besig was. Hy sê, afgesonderd vir God. Alright, ons het daardeur gegaan. Wat is die volgende een? Verlaat jou vorige weg. Nou hierso sê hy, shut me off, cut me off, make me an island, I am yours. Here, sny die wêreld af. Here, ek wil nie meer die wêreld sien nie. Ek wil nie meer die wêreldse dinge hoor nie. Ek wil nie meer die leuns en die bedrog hoor wat oor die TV vir ons uitgestort in ons binnekamers nie, in ons huise nie.
Ja, die leuns van hierdie ding is reg. Dit wat die Here sê is verkeerd. As dit kom by homoseksualiteit en al hierdie goeters, dan wil die wêreld nou vir ons skree en sê dit is verkeerd. Maar die Here kom in sy woord en hy sê nee, dit is verkeerd. Ons kan nie volgens dit wandel nie. Here, sny die wêreld af vir my. Cut me off, Here. Nie om my af te sny van hier af nie, maar sny my af van die dinge van die wêreld. Sny my af, Here, sny die verkeerde goed wat na my toe kom, sny dit eerder af. Laat ek dit nie hoor, nie sien of nie weet nie. Ons weet hierdie lied wat ek nou bespreek is 'n liefdeslied of 'n romantiese lied of 'n wêreldslied. Maar ek wil hê julle moet kan raak sien wat die Here vir ons doen, nie in hierdie lied nie, maar in ons lewens. Verlaat. Efesiërs 4 vers 22 sê die volgende: dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan. Van die begeerlikhede, van die dinge van hierdie wêreld, besittings, idees, ideologie, al hierdie goeders wat besig is om 'n skeidsmuur op te bou tussen my en God. Breek dit af. Dat julle, wat die vorige lewens betref, die ou mens moet aflê, moet klaar kry en sê dit is genoeg, ek gaan nie weer nie en ek gaan ook nie meer nie. Ek is 'n vernuwe of 'n nuut gemaakte mens deur Jesus Christus. My gees is vernuwe in hom en ek wil in hom bly. En dan kom hierdie ding binne uit, ek wil nie meer nie. Ek het nou vir mense gesê, hoe minder ek met mense te doen kry, hoe beter vir my. En is nie dat ek mense wegstoot nie, is net dat ek sien die dinge raak. Ek sien die dinge raak wat die mens doen, wat in teenstryd of teen die Here se wil is. En mens probeer vir hulle praat en verklaar, maar hulle hoor nie, hulle verstaan nie. Dit is of hulle heeltemal blank is. Ekskuus tog. Dank die Here vir water ook. Ja, mense wat soos 'n klomp skape besig is om weg te dwaal, of eintlik 'n klomp bokke besig is om weg te dwaal en hardkoppig is en hardnekkig is en nie meer die Here wil dien nie. Kom ons gaan na die volgende ene. 'n Oorgawe aan God. Waar sien jy dit? Frans in hierdie liedjie. Ons gaan sien weer, take me and break me, and make me an island, I am yours. Wat se geskrifgedeelte Frans ook kan jy daarby sit. Ek sit hierdie volgende skrifgedeelte daarby. Hy sê, maar nou, Here, U is ons Vader. Kan ons dit verklaar? Kan ons dit verklaar dat Here, U is ons Vader? As hy ons Vader is, dan moet hy tog autoriteit oor ons hê. En hier verklaar hy dit. Ons is die klei, U is ons vermeerder en ons almal is die werk van U hand. So vanaf soos dit jy besef dat jy die werk van God is, dat jy nie hier is op jou eie vermoë nie. So vanaf as wat jy besef dat daar die groot besigheid wat jy het, daar die miljoene wat jy het nie gekom deur jou vermoë nie. Dit het gekom deur guns. En as dit deur iets anders gekom het, moet jy weet, so vinnig soos dit gekom het, so vinnig kan dit ook weggevat word. Of wat maak jy staat? Die blote feit dat jy Afrikaans is en wit is, ek wil vir jou sê, daar is nie iets op die wat jou kan staat maak nie. Paulus skryf dit. Alles wat hy as guns beskou het of gesien het, het hy as direk beskou, om Jesus Christus as wins te mag hê. Ek en jy moet nou terugkeer en sê, Here, ons het U nodig. Ons het U brood nodig, Here. Ons wil U ken. U is die pottebakker, ek is die klei. Vorm en maak my net soos wat U wil. As jy by daai plek uitgekom het, en ek kan vir jou partykeer sê, die Here maak 'n snaakse vorm van jou partykeer. 'n Vorm wat jy dalk nie gedink het jy wil wees nie. Jy het dalk gesê, ek wil 'n piering wees of 'n koppie wees. Jy het dalk gesê, jy wil 'n kruik wees waarin die Gees uitgestort kan word en die Here kan sê, ek maak van jou wat ek wil. En jy moet toelaat dat dit so moet wees. Ja, die Here sal nie van jou 'n aap maak nie. Die Here sal nie van jou 'n idioot maak nie. Hy het al die beste gedagtes. Hy sê, hy verklaar self, ek weet wat se gedagtes ek vir jou uitdink, of wat ek van jou dink. Gedagtes van voorspoed en nie teenspoed nie. So dit is wonderlik om te weet dat die Here het 'n plan vir ons elkeen. Ons moet net in totale oorgawe kom. Die 5de punt wat ek daarso sien, om aan God te behoort. Weet ons wat dit is? Waar sien jy dit in hierdie lied?
Weer eens, shut me off, cut me off, make me island, I am yours. Om in totale oorgawe aan God te behoort. Om te sê, Here, hier is ek. Waar ook al jy my vat, watter plek ek moet wees, waar ek moet wees. Ek weet, ek op hierdie stadium het 'n groot stryd. Ek is besig om met die Here te praat oor baie dinge in my lewe. Ek praat oor die Here, oor 'n gebou vir my en Natasha, om hierdie klein kerkie wat ek het, te kan uitbrei, om mense te kan nooi, om te kom sit by my. Om mense te kan sê, kom ons kom op 'n Sabbat by mekaar, om 9 uur in die oggend of 10 uur in die oggend, kom ons begin die Here saam aanbid. Miskien is dit 'n nuwe begin, miskien, ons vra baie, ons het al hier in Nigel omgegaan, welke geboue, baie geboue, om te gaan vra, is daar nie vir ons 'n plek nie. En ek het al verby kerke gery, en plekke gery, en dan dink ek, Here, hierdie sal ideaal wees, hierdie sal perfek wees, maar nie my tyd nie, en nie soos dit ek wil nie, soos wat die Here wil, om aan God te behoort. 1 Korintiërs 6 sê hy die volgende, of weet julle nie, dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees is, wat in julle is, wat julle van God, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie, want julle self is, want julle is duur gekoop. Ons is duur gekoop deur Jesus bloed. Aan wie behoort ek? Aan myself? Nee, ek is nou uitverkoop aan die Here, ek behoort aan God. En net soos daai vers sê, shut me off, cut me off, make me an island, I am yours. Here, ek is u sinne en u sinne alleen, en niemand anders tussen nie. Kom en werk en bly in my, Here, sodat ek u tempel kan wees. Is dit nie ons almal se begeerte om so te wees nie? En dan hier in die laaste gedeelte, voordat ek klaar maak, praat hy van 'n nuwe begin. 'n Nuwe begin. Frans, waar sien jy dit in hierdie liedjie? Hy sê, but I'm tired, uninspired, and I've wiped my slate clean. I have wiped my slate clean. Ja, die Here het gekom om jou sondes weg te vat. He wiped my slate clean. I am tired, I am uninspired. Dit laat my klink aan die tyd net voordat ek tot bekering gekom het. Ek was moeg, ek was uitgeput. Daar was nie meer ambisie in my lewe. Ek wou niks meer doen nie. Die gedagte in my gedagtes was om selfmoord te pleeg. En dit vertel ek vir julle, ek bely dit vandag. Dit was jare terug gewees. Ek was reg, ek was by die punt gewees om my pistool te vat en myself omkant te maak. Die brein teen die sieling vas te plak. Maar ongelukkig is ek 'n man wat baie vinnig seer kry. Julle sien ek het blou oë en ek het blonde hare gehad. Hulle sê mense met blou oë, blonde hare het 'n lae pyntoleransie. So ek was bang vir pyn. Miskien voel ek die pyn voordat ek doodgaan. En gelukkig het die Here daarin tussen kom tree. Want ek wil vir jou sê, 'n kwessie van 2 weke later, het die Here by my lewe kom instap en weet wat? He came and rearranged me. Hy het my gevang terwyl ek besig was om te val, het hy my gevang, my vernuwe, my verander. Sy Gees in my kom sit, wat my weer opgewonde gemaak het. Sy Gees in my kom sit, wat weer vir my nuwe lewe gegee het, 'n nuwe passie gegee het. Ja, om vir die Here te kan leef en aan hom te behoort. En te kan sê, Here, sny al hierdie goeders af. Sny dit af, Here, ek is u sinne. Ja, is ons nog in hierdie wêreld? Ja, ons is nog in hierdie wêreld. Ek wil vir jou sê, die volgende skrifgedeelte wat ek vir jou wil gee, is 'n belangrike skrifgedeelte vir my en vir jou. Vir ons almal, om weer te kan besef, dat die Here nooi ons uit, om 'n nuwe lewe te hê. 'n Lewe wat hy beplan het. Ek wil vir jou sê, toe jy verwek is in die skoot van jou moeder, het God reeds 'n plan gehad vir jou. Het hy reeds 'n idee gehad wat hy wil hê. En omdat hy jou 'n vrye keuse gegee het, het hy gewag, angstig gewag, dat jy by daardie dag sal uitkom om te sê, Here, ek kan nie meer nie, ek het u nodig. But I'm tired, uninspired, and I've wiped my slate clean. Ongelukkig, broer, suster, kan jy nie jou slate skoonmaak nie. Die Here is die enigste een, en hier is die skrifgedeelte wat dit bevestig. Jesaja 1 vers 18 sê die volgende, kom nou, en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Wie sê dit? Die Here, die God, ons Jahwe, ons Elohim, ons Skepper, hy wat alles vashou in die palm van sy hand. Hy sê,
Al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit so rooi soos purper, dit sal word soos wol. Prys die Here. Hierdie skrifgedeelte opgeteken vir my en vir jou. En ek dank die Here dat die hele skrif vir my ingegee is, en dat dit vir my goed is, en dat dit vir my reg is, en dat dit my verander om 'n nuwe mens te wees. Verander om beter te wees, om 'n begeerte te hê vir die Here. Ja, word ons moeg as Christene? Ja. En dit is ook hoekom ons onsself herinner aan hierdie tipe skrifgedeeltes. Maak ons ook foute? Ja. Maar die Here bly jou uitnooi en sê, kom terug. Ten spyte van jou probleme, ten spyte van jou tekortkominge, ten spyte van alles, François, roep ek jou terug. Wees myne, jy's myne, ek het jou duur gekoop. En dit is die hoofrede wat ek hierdie tipe boodskappe met mense deel, om te sê, weet jy wat, is jy nog in die wêreld? Kom terug na die Here toe. Of as jy nog nooit tot bekering gekom het, gee ek jou vandag die kans, dat wanneer ons nou bid, dan bid jy saam met my, en vra vir die Here, Here, ek kom om hierdie saak uit te maak. Ek kom om hierdie saak reg te maak, Here. U het die uitnodiging geskryf, ek kom reageer op dit. Die Here het ons uitgenooi na 'n feesmaal toe. Ek wil vir jou sê, daar in daardie skrifgedeelte sê hy, dat ons nie daar kan ingaan met gewone klere nie. Ons sien dat in daardie skrifgedeelte wat die Here vertel het, dat daar 'n man was, wat in daardie bruilofsmaal ingegaan het, met gewone klere, en hy's uitgegooi. En waarvan praat jy nou, Frans, moet jy spesiaal aantrek? Nee, beklee jy jouself met Jesus Christus. Beklee jy jouself met Jesus Christus. Hoe doen ek dit? Om die woord van die Here te begin breek en te sê, Here, laat u gees vrylik deur my vloei, sodat my oë, my ore, my verstand, my gees kan oopgaan, sodat ek u kan ontvang. En ek wil vir jou sê, daai belofte staan vandag nog vas, net soos wat dit vir Petrus hulle gebeur het op die dag van Pinkster, sal dit vir ons ook vandag gebeur. Die Here wil hierdie belofte ook aan ons toe laat kom, sodat dit deur ons kan werk tot aan die einde toe. Dit is nie net vir ons gesê, vir hulle gesê nie. Hy het nie net daar vir Petrus hulle gesê, ja, bekeer julle, laat julle gedoop word, en die Heilige Gees sal net op julle geslag uitkom, of uitgestort word nie. Hy sê vir julle almal wat daar ver is. Vir my, vir jou, vir ons almal. Die Here stort sy Gees opnuut weer in ons uit. En hy lei ons van oorwinning na oorwinning, van glorie na groter glorie toe. My laaste skrifgedeelte wil ek vir jou die volgende gee. Spreuke 9 vers 10, en hy sê die volgende: Wysheid begin met die dien van die Here. Wie die Heilige ken, het werklik insig. Wie die Heilige ken, hy wat God ken, wat sy Gees kan hoor, wat wakker is vir die Here, wat ontvanklik is vir die Here, het werklik insig en begin dinge verstaan. Mense vra my, waarom die Sabbat? Waarom hierdie ding? Waarom die snaakse name? Broer, suster, is tyd dat ons besig om wakker te word en hierdie woord van ons vat en om begin bestudeer. En vir die Here te vra, Here, oortuig u my van sonde en ongeregtigheid. Wys u my wat verkeerd is. Waar skiet ek tekort? Ek hoor my vriende, ek hoor my broers, ek hoor die mense rondom my. Hoe murmureer hulle, hoe kla hulle? En ek wil sê, sommige van hulle klink net soos die Israeliete wat getwyfel het oor God se teenwoordigheid in Israel. En die Here moes herhaaldelik 'n vuurkolom, 'n wolkkolom, manna, kwartels. Hy moes kort vir hulle wys. Hy moes op 'n stadium 'n byl laat dryf. Die Here moes op 'n stadium water uit 'n rots laat kom. En ons bly murmureer. Ons kan nie. Broer, suster, ons kan nie. Ons moet by die plek kom waar wysheid begin, wanneer ons die Here begin dien. En ons hom vra, Here, laat u Gees my oortuig. Nee, nie die persoon of daardie persoon of die ABC of daardie ZAC gemeente. Nee, laat die Gees, want ek wil vir jou sê dat dit so maklik is om 'n konstitusie op te trek vir 'n kerk of dogma op te trek vir 'n kerk. En ons vergeet dat ek en jy behoort aan die Here.
Ons is duur gekoop deur Jesus bloed. En ons behoort aan hom. Ons behoort aan die Heilige. En hom alleen. Kom ons keer terug. Kom ons gaan en soek die Here. En ons vra dat hy ons sal oortuig van wat reg is. Nie ek nie, nie François nie, nie Piet nie, nie Koos nie, nie Sannie nie. Maar dat die Here ons weer sal oortuig. En dat hy ons sal lei. Nou geliefdes, ek gaan nou daar afsluit. Ek vra dat julle saam met my hierdie boodskappe sal deel. As dit enigiets vir jou beteken, as dit aanklank in jou gees en jou hart vind, deel dit. Ek vra vir jou mooi. Hierdie is my poging om die Here te dien totdat hy kom. Ongeag van wat ek het en nie het nie, is hierdie my plan om so aan te gaan op hierdie groep, op hierdie platform, om die evangelie te deel met mense wat nodig het om dit te hoor. En dit is nie moggentrof nie, ek hoop nie ek tref iemand nie. Ek weet dat ek inspraak tot die harte van mense het. Ek weet dat die Here my hierdie vermoë gegee het, hierdie geleentheid gegee het om te kan spreek. En net soos wat Petrus hulle aangegaan het, tydig en ontydig, sal ek hierdie evangelie predik totdat hy my kom haal. En totdat ek hom van aangesig tot aangesig sien. Tussentyd het ek die voorreg van hom sy gees in my te hê. Sy gees wat my lei, wat my die krag gee, wat my die vermoë gee, wat my die opgewondenheid gee, wat die vermoë vir my gee om in 'n wêreldslied God se hand te kan sien. En daarmee sluit ek af. Woensdag aand, as jy belangstel om saam met ons te wil kom bid, geef my jou telefoonnommer, sê vir my wat is jou naam, en ek sit jou op die groepie in. Ons is nou 2 gemeentes wat saam hierdie biduur op 'n Woensdag aand hou. Ek hier, Lewe en Jesus hier in Nigel, en Oorigstad se Agape gemeente, nie Oorigstad nie, Leidenburg, Pastoor Emile hulle daar in Leidenburg. En kom, sluit by ons aan. Kom geniet dit saam met ons op 'n Woensdag aand. So 'n halfte van die week, dan kry ons weer 'n plekkie om net as 'n groepie weer die kole bymekaar te krap en die vuur lekker groot te maak. Ekskuus tog, dat die gees van die Here net weer deur ons kom vloei. En ons net weer 'n bietjie daardie krag gee om die res van die week klaar te maak. So ek nooi jou uit. Kom dien saam met ons die Here. Kom ons soek sy aangesig terwyl hy nog te vind is. En daarmee sluit ek af. Kom ons bid saam. Aba Vader, ek kom om my saak met U uit te maak, Here. Ek kom om vir U te vra, Here, my sondes. Bring 'n skeidsmuur tussen my en U, Here. En ek kom vra op hierdie spesiale dag, Here, dat U my sal vergewe, en dat U my sluit sal skoon was, Here. En dat U my sal weer verbind met U, en Here, dat ek by daardie plek uit sal kom, om ook te sê, ek wil ook gedoop word. Here, dat ek by daardie plek sal uitkom om gedoop te word, en dat ek ook weet, dat ek U Gees sal ontvang. Leer my, lei my en wys my, Here, wat U wil hê, soos U wil hê. Ek is 'n eiland, en ek behoort aan U, Here. Leer my, in Jesus naam. Amen. Geliefdes, mag julle absolute geseënde Sabbat hê, en mag jy 'n geseënde week volgende hê. En ja, as jy môre kerk toe gaan, geniet dit, om saam met jou prediker en saam met jou geestelike familie te wees. En ja, ons sien mekaar weer volgende week. Shabbat Shalom.